Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 22 vanaf vers 47. Kom ons lees saam. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom: Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? In die laaste oomblikke van Judas se lewe sien ons iets tragies. Hy besef sy fout, maar hy weet nie hoe om terug te draai nie. Matteus 27 vertel dat Judas, toe hy besef Jesus is veroordeel, vol berou was. Hy probeer die 30 silwerstukke teruggee, maar die priesterhoofde wys hom weg. Hulle sê nee, dit is jou probleem, is jou verantwoordelikheid. Dan loop hy alleen, oorweldig deur skuld, skaam en seer. En wanhoop neem hy sy eie lewe. En hierdie storie is pynlik, want ons sien iemand wat spyt het, maar nie weet hoe om terug te draai nie. Hy sien geen pad terug na Jesus toe nie. Hierdie is 'n waarskuwing, maar ook 'n uitnodiging. Ons almal loop soms baie weg van Jesus af. Die vraag is nie of ons gaan struikel nie. Die vraag is, wat doen ons wanneer ons struikel? Jesus nooi ons nie net tot 'n eenmalige bekering nie. Volg my en dan's alles oukei nie. Maar tot 'n daaglikse terugdraai. Die Griekse woord vir bekering is metanoia, 'n voortdurende terugkeer na hom, met ons gedagtes, met ons bewussyn. Ek besef, is die woord, ek besef wat aan die gang is, en ek maak 'n doelbewuste draai na die ander rigting toe. Ons word geleer dat daar 'n groot verskil is tussen spyt en ware bekering. Spyt is wanneer ek jammer is oor die gevolge van my dade, en dit is waar Judas homself bevind. Metanoia is wanneer ek my denke en rigting verander en terugkeer na Jesus toe, wat eintlik die manier was waantoe hy moes gaan. Judas het spyt gehad, maar hy het nie teruggekeer na Jesus nie. In plaas daarvan het hy na die priesterhoofde toe gegaan. Mense wat hom nie kon help nie. Hoeveel keer doen ons dit ook nie? Wanneer ons foute maak, hardloop ons na die verkeerde plekke vir troos. En toe dit nie werk nie, neem hy sy lewe. Weereens vat hy alles in sy eie hande. Hy probeer 'n fout met 'n fout regmaak. Maar Jesus se boodskap is: kom terug. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Elkeen wat hierdie swaar las van die lewe dra. Elkeen wat versoek word met eie begeertes en drange. Elkeen wat besef, hulle kan nie alleen die pad loop nie. Ek sal julle wys hoe. Die message sê, I'll show you how, the unforced rhythms of grace. En hier is 'n elke dag draai. Bekering, sê ek weer, is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, of is nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar 'n daaglikse praktyk. Dis 'n lewe van terugkeer. Elke dag moet ons kies om ons vrese, teleurstellings en verkeerde begeertes aan Jesus te gee. Nuwe besluite te neem wat ons nader aan hom bring. Ons denke, metanoia te verander en anders te begin kyk na ons omstandighede. Bekering is nie net om iets verkeerd te los nie, maar om Jesus se pad te kies. Ek dink altyd as ek in bekering dink ek aan die woorde van Paulus wat sê, ek vergeet van die een ding en strek my uit na die ander ding. Dis een beweging, ek los die een en kies die ander een. Jy is altyd een besluit weg van 'n ander rigting. Selfs as jy voel, jy het al te ver weggedwaal, is Jesus steeds daar, gereed om jou te ontmoet, net waar jy is. Die vraag is ek bewus van wat ek moet wegdraai? Of watter klein daaglikse bekerings moet ek maak? Of
Hoe kan ek my hart oopmaak om Jesus se genade te ontvang? Judas se verhaal eindig in wanhoop, maar dit hoef nie so te wees vir ons nie. Die Emmausgangers se storie wys vir ons wat moontlik is wanneer ons toelaat dat Jesus ons harte verander. Hulle was teleurgesteld. Hulle het geglo Jesus is die Messias, maar nou lyk dit of alles verlore is. Hulle was verward. Hulle het gehoor dat die graf leeg is, maar hulle kon dit nie verstaan nie, kon dit nie begryp nie en het nie antwoorde vir hierdie goed gehad nie. Hulle was besig om weg te stap. Hulle loop letterlik weg van Jerusalem af, die sentrum van Jesus se opstanding. Maar Jesus loop saam met hulle. Verduidelik die skrif vir hulle en uiteindelik, toe hulle hom erken, toe hulle besef, toe hulle bewus word van wat eintlik aangaan, draai hulle om en gaan terug na Jerusalem toe. En hier is 'n beeld, 'n metafoor van ware bekering. Bekering begin by 'n oop hart. 'n Bereidheid om Jesus se liefde en lyding weer opnuut te ontvang. Om elke dag op te staan en te sê, Here, ek begin weer saam met U. Kom ons bid saam. Here, help my om nie net spyt te hê nie, maar om terug te keer na U. Wys my hoe ek 'n lewe van daaglikse bekering kan leef, waar ek my denke en rigting verander en U pad kies. Dankie dat U altyd gereed is om my te ontmoet en my hart weer warm te maak vir U. Dit bid ek in die naam van Jesus. Amen. Vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En U vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En U vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En U vergifnis te ontvang